Daar is seisoene in die lewe wat alles net vir jou ekstra swaar voel. Jy staan op en jy doen wat jy moet doen en jy glimlag, maar binne in jou voel jy leeg. Binne in jou gaan jy deur hierdie worsteling. Jy sukkel om te bid, jy het nie altyd hoop elke dag nie, en tog bly jy vasklou, nie omdat dit maklik is nie, maar omdat iets in jou weet, God het jou nie verlaat nie, al voel dit soms so. En in tye soos die wat ons moet vasbyt en vashou aan elke belofte wat God vir ons gegee het. En al is dit moeilik en al voel jy nie so nie, om aan te hou bid, aan te hou glo en om nie jou vreugde te verloor. Dalk is jy vandag moeg om te wag, moeg vir antwoorde wat nie kom nie, moeg om positief te moet bly. Maar Jakobus 1 vers 2 en 3 sê, ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge verval, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Hierdie vreugde is nie 'n oppervlakkige gevoel nie. Dis 'n vaste wete, God gebruik alles, selfs die donker tye, om jou geloof te versterk. Ek onthou daar toe ek amper elke dag gehuil het. Nie omdat ek swak is nie, maar omdat ek op die rand van opgee gestaan het. Omdat ek baie keer gevoel het, ek wil nie aangaan nie. Dis juist daar in daai donker tye wat ek deurgegaan het, wat ek my rou afhanklikheid van God kon verstaan en kon vorm en kon oorgee in God se hande, omdat ek so afhanklik is van hom. Romeine 5 vers 3 en 4 sê, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat verdrukking lydsaamheid bewerk en lydsaamheid beproefdheid en beproefdheid hoop. Lydsaamheid is nie net om vas te byt nie, dit is om te glo wanneer jy niks sien gebeur nie, om aan te hou glo. En as jy deur 'n beproewing kan gaan en jy kom aan die ander kant uit, bring dit vir jou hoop, 'n hoop wat jy net leer ken in jou donkerste tye. 'n Wete dat God altyd vir jou sal deurkom. Selfs wanneer alles stil is, kan ons vas staan op die belofte van Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet dat vir die wat God liefhet alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is. Nou elkeen van ons is geroep. Elke persoon wat in Christus glo, het hierdie belofte dat ons vir God moet werk. En elkeen van ons weet dat God ons liefhet en ons vir God liefhet. En juis omdat ons God liefhet, juis omdat ons hom deel van ons lewe maak, sal alles vir ons uitwerk. Romeine 8 vers 28, gaan skryf dit neer. Nie net sekere fasette van jou lewe gaan suksesvol wees nie. Alles gaan vir jou goed uitwerk. Selfs al wag ons, selfs al het ons pyn, selfs al het ons trane, selfs al gaan ons deur emosionele moeilike dinge, selfs al gaan ons deur finansiële moeilike dinge. Alles gaan vir ons uitwerk, want die Bybel sê so. Die woord van God leer ons dit. Onthou net, ons gaan deur tye van wag, en dit is nie God wat ons straf nie, dis God wat ons voorberei. Ons moet in hierdie oomblikke moet ons stil staan en juis die plek soek waar God wil hê ons moet wees. Hemelse Vader, ons erken dat ons baie keer moeg gewag is. Ons voel baie dae asof U stil is en U nie met ons praat nie, en ons sukkel om dit te verstaan. Maar God, vandag kies ons om op U te vertrou, selfs al weet ons nie meer in watter rigting om te gaan nie. Vader, openbaar U pad aan ons vandag. Openbaar U liefde aan ons vandag. En gee dat vandag vir ons 'n groot sukses sal wees. In Jesus se naam, amen.